Goed, vandag duik ons in een van die Bybelse grootste raaisels in, die dier uit die boek Openbaring. Ons gaan spesifiek kyk na 'n baie interessante interpretasie wat van die Bam Chong Sorry YouTube-kanaal afkom. So, die Bybel skets hierdie ongelooflike prentjie, né? 'n Dier wat uit die see opkom, hy het 7 koppe, 10 horings en die draak self gee vir hom sy krag. Dit laat jou dadelik wonder, wie of wat is hierdie dier presies? Reg, hier's hoe ons dit gaan aanpak. Eers gaan ons kyk wat hierdie geheimsinnige dier nou eintlik is. Dan, wie is hy regtig? Ons gaan die profetiese blootkrummels volg, kyk hoe hy aan bewind kom en dan die groot finale konfrontasie. So, kom ons spring weg. Goed, eerste ding eerste, ons moet by die begin begin. En dis in Openbaring hoofstuk 13. Dis waar hierdie hele misterie vir ons voorgestel word. En dit is regtig die vraag wat alles oopsluit, né? Wat is hierdie vreemde, magtige ding? Is dit 'n letterlike monster, 'n simbool vir iets anders? Want jy sien, die antwoord hierop is die sleutel wat die res van die profesie vir ons oopsluit. Nou volgens die interpretasie wat ons vandag bekyk, is die antwoord eintlik reg voor ons neuse. Hulle sê hierdie dier is direk gekoppel aan 'n ander, baie bekende karakter uit die eindtydprofeseë. En dis nogal belangrik om hierdie te snap. Die dier is nie net een of ander monster nie. Nee, dit simboliseer 'n politieke mag. Dink daaraan as 'n finale wêreldwye regeringsstelsel wat alles en almal gaan beheer. En wie is aan die hoof van hierdie, dieragtige koninkryk? Een enkele leier, die Antichrist. So hier is die groot idee, die kern van hierdie hele interpretasie. Die dier en die Antichrist is nie twee verskillende dinge nie. Hulle is een. Die politieke stelsel en sy leier is heeltemal onafskeidbaar. Die een is die ander. Goed, maar waar kom die idee vandaan? Dis 'n groot stelling om te maak. Wel, die argument is dat die leidrade nie eers in Openbaring begin nie. Nee, ons moet baie verder teruggaan na 'n veel ouer boek, die boek van Daniël. Kyk net 'n bietjie hierna. Dis nogal verstommend. Links het ons Openbaring 13. 'n Dier kom uit die see, hy 10 horings en hy vervolg God se mense. Regs, eeue vroeër in Daniël 7. 'n Dier kom uit die see, hy 10 horings en hy maak oorlog teen die heiliges. Ek meen, die ooreenkomste is regtig duidelik. En wat van daai 7 koppe? Wel, die idee is nie dat hulle almal op een slag regeer nie. Nee, dit word gesien as 7 wêreldryke wat mekaar opvolg, een na die ander, deur die geskiedenis. En daardie 7de en laaste een, dis die dier se koninkryk. So, dit bring ons by die volgende groot vraag, né? Hoe op aarde kry hierdie finale ryk, hierdie dier, dit reg om die hele wêreld te oortuig om hom te volg? Waar kom al daai mag vandaan? Interessant genoeg, die profesie sê hy kom uit die see, en die interpretasie hier is dat dit nie sommer enige see is nie, maar spesifiek die Middellandse See. Hoekom? Want dis die historiese middelpunt van al daai vorige groot wêreldryke. Dink aan Rome, Griekeland, dit maak nogal sin. So, oor daardie ongelooflike mag, waar kom dit vandaan? Wel, dit blyk daar is 'n plan met 3 dele. Sy krag kom basies uit 3 plekke. Eerstens, die draak, oftewel Satan, gee hom bonatuurlike autoriteit. Tweedens, hy kry politieke mag, want 'n groep van 10 konings gee vrywillig hulle mag oor aan hom. En derdens, en dis die groot een, is daar 'n geneesde wond, 'n soort wonderwerk wat die hele wêreld verstom en hulle oortuig om hom te aanbid. So jy het geestelike, politieke en misleidende mag wat alles saamwerk. En daai geneesde wond is die absolute sleuteloomblik. Dis die groot PR-toertjie, die wonderwerk wat almal se monde laat oophang. Dit oortuig die massas dat hierdie leier nie net 'n gewone mens is nie. En van daar af volg die aanbidding byna onmiddellik. Goed, so dit alles bou op na die groot finale. Die dier se tyd in die kollig. En natuurlik sy onvermydelike en dramatiese einde. En die Bybel is ongelooflik spesifiek hieroor. Dit gee 'n presiese tydsraamwerk vir sy heerskappy, 42 maande. Dis 3,5 jaar wat hy absolute mag oor die aarde sal hê. So die hele volgorde van gebeure lyk min of meer so. Eers kom die dier op en kry hy mag. Dan heers hy vir daai 42 maande. En dan met die wederkoms van Christus is daar 'n finale stryd en die dier word finaal en beslissend verslaan. En hoe presies eindig dit vir hom? Wel, Openbaring 19 hou nie terug nie, dit spel sy lot vir ons uit. So, wat moet ons hieruit neem? Volgens hierdie siening is die hele punt van profesie nie om jou vreesbevange te maak nie. Glad nie. Dis eintlik bedoel om jou hoop te gee.
Om jou te wys dat maak nie saak hoe donker dit lyk nie, daar 'n plan en 'n finale goeie uitkoms is. En dit los ons met een laaste gedagte. Een wat jy eintlik maar vir jouself moet uitpleis. As hierdie profetiese raamwerk 'n soort padkaart vir die toekoms is, wat beteken dit dan vir jou om reg te wees vir daardie reis?